weet nie van u nie, maar terwyl ons so sing vanoggend, dan bevestig die Here en hy staan stil by elkeen op 'n unieke wyse. En die woord van die Here is deur vanoggend so diep bevestig. En terwyl Johan so staan en hy sê, raak net in kontak met die Here en die lied speel en ek besef en jy sal later sien hoekom ek dit sê, dat ons moet hierdie tye aangryp. Al is dit nou nie 'n groot ding vanmôre gewees wat almal gejuig het soos wat ons dit al ken vanmôre uit hierdie klein handjie wat hier is vanmôre, maar om in daai teenwoordigheid van die Heilige Gees te wees, is 'n voorreg vanmôre, want die vyand kry dit reg in die kerke vandag om dit van kinders van die Here te beroof. En ek wil nie vra wanneer dit in ons midde gebeur, koester dit. Amen. Koester dit. Ek wil nie vra om die woord oop te maak in Openbaring 12. Ek het 'n groot liefde vir Openbaring gekry in lockdown. Dit was vir my 'n boek gewees, wanneer ek kon lees, dan verstaan ek niks. Maar in lockdown het ek letterlik my dag en my nag omgeruil, van die ure wat ek insit, en daai bietjie ure wat ek deur die dag slaap, gat ek weer aan. Maar ek het 'n liefde vir hierdie boek gekry, en ek wil u vra dat u saam met my gaan lees in Openbaring 12, die vrou en die draak. Vanaf vers 1, hy sê, 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep in haar wee in baringsnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy kop is 7 krone, en sy ster het die derde van die sterre van die hemel neergesleep en hulle op die aarde gegooi, en die draak het gaan staan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n eysterscepter sou geregeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het, waardeur God gereed gemaak is, dat hy hulle daar sou onderhou, 1260 dae lank. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap en die eiendom van God geword. En die mag van sy Christus, wat die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle lank aangekla het voor God dag en nag. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van die getuienisse, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad. Daarom wees verheer, o hemel, en die wat daarin woon, wees bewonaars van hierdie aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met 'n groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het tot so ver in die woord van die Here. Nou, ek wil net vanaand noem en net vir net hierdie gedeelte so klein bietjie oopmaak. Openbaring 12, en ons weet die hele Openbaring is aan Johannes gegee, en die woord sê dat toe dit aan hom gegee is, sê hy,
maak bekend aan die dinge wat moet kom. Hierdie is 'n gedeelte wat nog moet kom. Hierdie is die eindtyd wat geopenbaar word, sodat ek en u kan sien, die tyd is naby. Nou Openbaring 12, ek wil dit noem, dat baie mense sê, dat hierdie gedeelte, en ons het gelees dat daar 1260 dae lang gaan hierdie gebeurtenis gebeur. Met ander woorde, dit gebeur in die laaste 3,5 jaar van die verdrukking. Nou wanneer ons kom by hierdie wegvoer of hierdie wegrukking, dan sê die tyd baie bekend is, baie geleerdes, doktors, sê hierdie is die 144 Jode wat vir uitverkies is wat weggeruk is. Maar ek wil vir u sê vanmôre, dit maak nie saak wat ek sê en hoe ek dit verstaan nie, maar ek verstaan dat daar net een wegraping is. Ek verstaan dat die woord van die Here sê, wanneer hy kom op die wolke, dan kom hy om sy bruid te kom haal. So wanneer ek hierdie woord gaan bedien, dan gaan ek hom bedien, wanneer ek, asof ek hom gaan gee, met die betekenis dat God kom om sy kinders te kom haal op die wolke. Eerstens wil ek net noem, dat die woord sê in die gedeelte, die vrou met die kroon van die 12 sterre, die vrou met die kroon met die 12 sterre, is Israel. Die 12 stamme uitverkies van God. Dan sê die woord, beteken, en 'n ander teken in die hemel het verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak. Hierdie draak is niks anders te vanmôre as Satan en Lucifer homself. Dan sê die woord ook verder, dat hierdie vrou het 'n kind gebaar, en hierdie kind vanmôre is die kinders van die Here Jesus Christus wat aan hom vashou. En ek wil net noem dat as dit nie vir die vrou was, as dit nie vir Israel was, as dit nie vir sy wette was nie, as dit nie vir die nageslag van Israel was, deur Dawid tot Jesus, kon ek en u nie die redding gekry nie. Daarom uit die vrou is daar 'n kind gebaar. Dan lees ons verder, na hierdie wegraping, word Israel vervolg deur hierdie draak. Dan lees ons verder 'n groot oorlog waarin die bloed van die lam hierdie draak oorwin het. Het jy die konteks, sien jy die prentjie vanmôre? Maar my teksvers vanmôre, my kerngedagtes is vers 9. Hy sê, en die groot draak is neergewerp, die oue slang wat genoem word die duiwel en Satan, wat die hemel of wat die hele wêreld verlei. Ek wil dit weer sê, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op hierdie aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp op hierdie aarde. Nou dan is 'n paar dinge wat ek net terms van hierdie draak, Lucifer, wat ek wil uitwees van waarom wil ek dit dan uitbeeld vanmôre, want daar's 'n rede hoekom Lucifer op hierdie aarde neergewerp word. Hy het hierdie gedagte en hy weet wat kom, en ek wil vir u sê, hy is baie slim hoor. Hy ken hierdie woord beter as ek en u, en hy weet wat wag vir hom. En my boodskap aan u vanmôre is, dat hy wil nie alleen daardeur gaan nie. Wanneer hy op hierdie aarde saam met sy trawante neergewerp word, dan wil hy in alles in sy vermoë in die enige tyd maak, sodat ek en u saam met hom daar moet wees. Daarom sê die woord, en ek wil nie 'n waarskuwing uitgee, wat sê, bewaar jou siel, jou liggaam en jou gees, sodat Lucifer jou in hierdie tyd nie verlei nie. Hy is 'n beheer van die bose. Hy heers dit voor. Wanneer daar bose kom, dan lees ons in die woord van die Here, daar sal aanbidding gebeur, of mense word aanbid, en hulle aanbid Biliam. Dan lees ons van die woord, dan lees ons van Beelzebul. Fisies, waar mense voor hulle neergebuig het, en ek wil vir u sê, dit is maar net 'n skuilplek vir hom, hoor. Dis dieselfde Lucifer, dieselfde duiwel wat agter dit skuil. En hierdie gedeelte moes ek self gaan lees. Hoekom het Paulus dit so gesê?
Want in 2 Korintiërs in hoofstuk 4 sê Paulus, hy is die God van hierdie wêreld. Snaakse woord om te doen. Want ek wil vir julle sê, hy heers met sy krag oor hierdie wêreld om uit te gaan om hierdie mense te verlei. En ek wil vir julle sê, ons kan net so 'n bietjie buitekant gaan kyk, ons kan net so 'n bietjie die TV aansit, dan kan ons in vandag se tyd sien, hoekom sal Paulus skryf dat hy is die God van hierdie wêreld, want sy missie is dat hy moet geaanbid word. En die woord lees ons van die draak wat ons nou net gelees het, maar dan lees ons dat hy is die dier wat uit die see uitkom. Hy is die dier wat opstaan uit hierdie aarde uit. Hy is die duiwel wat die krag gaan gee aan die anti-kris wanneer daai tyd moet gebeur. Hy is natuurlik in al hierdie eienskappe is hy die moordenaar van begin af. Hy is die vader van die leuns. Hy gaan uit om ons te versoek. Hy gaan uit om ons te verlei. Ons kan dit sien in die woord. Hy self is die een wat die opstanding laat plaasvind om in rug teen God te draai in die hemel. Hy is die een wat vir Dawid verlei het tot sonde. Hy is die een wat Job versoek het in die tyd wanneer hy Job sy lewe wou gevat het. Hy is self die een wat Jesus versoek het. Hy is self die een wat betrokke was by die poging tot Jesus om Jesus se lewe te neem. Selfs die een wat uitgegaan het, dit sy missie gemaak het om Jesus dood te maak. En dan kan ons sien in ons vandag se lewe, ja, hy heers oor die koninkryke, die wat teen God gekant is. En ek wil vir julle sê, ons moet onthou, daar is net 2 koninkryke hoor. Daar kan baie denominasies wees, daar kan baie tale wees, daar kan baie lande wees, daar kan baie gode wees, maar ek wil vir julle sê vanmôre, daar is net 2 koninkryke. Die een van die duisternis en die een van die lig. En as hy nie 'n deel van die lig is nie, wil ek vir julle sê, hy is die een wat agter hulle almal staan. Dan sê die woord, hy wat 'n vriend van hierdie wêreld is, hy is die vyand van God. Hy heers hierdie sondige wêreld. Hy tuister die mense met siektes. En dan natuurlik verlei hy die gelowiges om te kan sondig. Hy wil mense weerhou van ware aanbidding. Dis hoekom ek vanmôre gesê het, jy moet koester hierdie tye wat gebeur, hoor. Want die duiwel het dit reg gekry om die kerke te verlei, dat hierdie nie meer in kerke gebeur. Hy probeer die evangelie belemmer. My hart het so bly geword vanmôre om Johan, toe ons hierdie liedere sing. Ek wil vir julle sê, daar is in hierdie wêreld kerke wat nie meer preek oor die bloed van Jesus en die verlossing wat ons gegee het, wat ons nie gekoop het deur silwer of goud nie, maar deur die bloed van die lam is ons vrygekoop en ons hoor nie meer die ware evangelie in vandag se wêreld se kerke nie. Hy kry dit reg om hierdie kerke en hierdie wêreld te verlei. Ja, hy wil aanbid word. Hy vermom hom as die engel van die lig. Ek wil vir julle sê, hy's 'n baie slim. Hy planne. En ek wil vir julle sê, hierdie planne en hierdie strategie van hom het hy in plek gesit, want hy weet dit werk. Want hy weet, wanneer hy hierdie dinge gaan gebeur, of op hierdie tyd dinge sal doen, dan gaan die mensdom val. En ek wil vir julle sê, wanneer mense na persentasies gaan kyk, hoeveel kerke net byvoorbeeld is in hierdie dorp? Is die waarheid.
En as jy na hierdie kerke en hierdie dorp bymekaar gaan sit en jy gaan kyk na elkeen wat in die kerk sit teenoor die mens wat nog in die huis sit, dan wil ek vir u sê, hy kry dit baie reg, hoor. Die ander gedeelte wat hy reg gekry het, is wanneer hy ons, en ek wil nie op ek en my ma te argument gehad, 'n ligte argument. Ek wil dit nie doen. Ek is nie op ma gemik nou nie. Maar hy kry dit reg wanneer ons die tyd moet uitkoop om in die huis van die Here te wees, dat dit te maklik is om op social media te gaan en gou-gou 'n preek te kyk, maar ek wil vir u sê, jy kan van 8:00 tot 5:00 in die middag 'n boodskap luister, as dit nie die ware evangelie is, as die deel van die breed nie daar is vir die werke van God nie, dan beteken dit niks. Hy beroof ons om die tyd uit te koop om in die huis van die Here te wees, om in die ware aanbidding te wees, om in die krag van die Heilige Gees beweging te wees. En ek sê nie, dit kan nie by die huis gebeur nie, maar hoor baie mooi wat kry hy reg. Natuurlik is dit op ons gemik. As hy iets kan regkry, iets wat hy reg probeer, dan probeer hy die kerk vervolg. En mens word vinnig moeg. My vrou sê vir my, sy moet by hierdie persoon uitkom. Hierdie week, terwyl ek die woord traai by mekaar sit, en my hart is seer, hoor baie mooi, van mense wat in hierdie dorp loop. Dis geliefdes, broers en susters wat in hierdie kerk gesit het, wat vandag in straat en huise sit, waar daar seer gekry is in die kerk, waar daar seer gekry is op watter manier, maar hy sit by die huis, want die vyand het dit reg gekry om hom te verlei, om sy krag wat hy in hom het weg te neem, sodat hy net 'n gedaante van dit is, maar die krag daarvan verloor het. Die woord van die Here is so duidelik, dat aan die einde van daag, dat ons moet opskerp teen die werke van die duiwel. Ek wil vir u sê, die woord van die Here sê, dat hy is die aanklaer gewees, dag en nag. En daar gaan 'n dag kom, wanneer die Here hom gaan neerwerp, wat hy nie een van ons meer kan aankla nie, maar ek wil vir u sê, hy slaap nie, hy sluimer nie, hy is soos 'n brullende leeu, wat loop en net 'n geleentheid soek, vir wie hy kan verwoes. En die woord van die Here regdeur, en veral in die Ou Testament, en ons sien hoe hy dit reg gekry, ons het dit opgenoem. Maar in die Nuwe Testament is die boodskap een na die ander een, vir die een evangelie tot die ander boek, word daar vir ons gesê, pas op vir die laaste dae. Selfs Jesus het ons gewaarsku daarteen. Maar daar is een boek wat ek wil aanraak vanmôre, en dis die boek van Timoteus. En jy kan in die hele boek van Timoteus van die begin af regdeur lees, is daar verskeie plekke waar daar op verskeie maniere vir ons gewaarsku word, dat die vyand ons nie moet beroof van ons saligheid, en dat hy ons moet verlei nie. Maar die eerste gedeelte, op wat ek opgelet het, was die ware evangelie. Hy sê vir hulle, hou maak seker, julle luister en julle spreek die ware evangelie. Ons het dit genoem. Die mense het die bloed van Jesus en die kerk al verloor. Hy sê, die afval van die laaste dae. Het jy dit al gelees? Hy sê, die afval sal word van verleiding van geeste en leringe van duiwel. Van die leringe van duiwel sal hulle aanhang. Ek wil vir u sê, vanmôre ons moet waaksaam wees, want hy preek met mense wat gewaarsku word van dinge wat daar buitekant gebeur. Hoor, hy praat nie hier met die kinders van die Here nie. Hy praat met 'n gemeente, 'n brief aan Timoteus, en hy sê, julle moet pas op, dat die mense daar buite nie die valse evangelie aan julle bring, om julle 'n valse leraar te bring. Hy sê, julle moet pas op, dat julle nie afvallig word, en die duiwelse leringe aanhang nie. Hy sê, geen danksegging in daai tyd sal gesien word nie.
Hy sê die wêreld gaan dit so in hulle eie genot in lewe, dat God gaan nie eens in hulle eie lewe so geherken word, dat daar nie eens 'n danksegging oor hulle tafel gaan wees op dit wat hulle eet nie. So gaan die wêreld lyk. Nou kom Paulus en hy skryf aan Timoteus, hy sê vir julle kerk van Timoteus, kinders van die Here, julle moet waaksaam wees, dat julle nie met hierdie mense gemeng word. Moenie eers met hulle gemeng word nie. Hy sê die verskriklike verdorwenheid van hierdie laaste dag. Maar hy sê nee, maar weet dit. En as om Dippies hier was, het ek nou vir hom gesê, om Dippies, hier is die gedeelte, waar ons so klein bietjie hand in eie boesem moet druk, want die vyand het dit al reg gekry, dat die wêreldse dinge, al binne in die kinders van die Here se lewens sal plaasvind. Hy het dit al reg gekry, dat dit nie net in ons huise is nie, maar dat ons dit in die wêreldse kerke al kan raak sien vandag. Nou sê hy, maar weet dit, dat daar in die laaste swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Ja. Hoor mooi vriend, wat word ons gewaarsku? Hy sê, geldgierigheid, grootpraters, trotsaar, lasteraars. Ek wil vir u sê, wanneer jy in 'n gesprek van iemand by die werk sit, en hy kom voor as 'n kind van die Here, en hy is 'n lasteraar, wil ek vir jou sê, hy is die gedaante van die een wat in die wêreld is, en die woord van die Here roep hulle uit as goddeloses. Ja. Maar hy sê, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde. Ek wil vir julle sê, ek koop net vanaf ietsie by Spar gister. My oog vang iets toe ek ingaan. Gelukkig ek het iets baie kleins gekoop, ek was nie baie lank nie. Maar toe ek uitkom, toe sien ek, maar dit wat my oog gevang het, is 'n tannie, wat agter reg voor die deur van Spar, agter daai bordjie stop. Sy sit nou op krikke op een of ander wyse, want sy moet daar stop. Sy moet daai spesifieke parkeer verhaag, liggaamsgebrek gebruik. En toe ek uitkom, toe staan sy nog steeds daar. Toe besef ek net weer eens, die sonder liefde vir die goeie, kan 'n mens nie eens in die wêreld sien, net om 'n bordjie uit die pad uit te vat, sodat hierdie tannie kan inkom, sodat sy met gemak haar inkopies kan doen. Daar sien jy sy eenvoudige liefde by die mense gevind, en ek wil die vraag vanmôre, hoeveel van daai mense sê hulle is kinders van die Here? Maar ons kan nie eens iemand in nood raak sien, net om die eenvoudige liefde te toon. In die laaste dae sê hy verder, ons gaan bandeloos wees. Daar gaan kwaad sprekers wees. Dit gaan tye van wreed wees. Verraaiers, roekeloos, verwaan, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Ons kan dit sien. Mense wat die gedaante van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon. Keer jou ook van hierdie mense al weg. Wat vir my sê, hy praat met kinders van die Here en hy sê, pas op broer, as jy hierdie by 'n persoon vind, as jy een van hierdie eienskappe van 'n persoon vind, bly van hom af weg. Moenie eers met daai persoon meng nie. Want ek wil vir u sê, die duiwel kom met 'n plan, en wanneer hy dit reg gekry, wanneer hy daai eienskap op jou gespring het, dan staan jy uit as 'n verraaier vanmôre. En waarom moet ons hierdie goed aanneem nie? Want hy sê, uit hulle is die wat in huise insluit. En arme vroue gevange neem wat die sondes belaai is, en deur allerhande begeertes bedryf word. Sien u die goddeloosheid in die persoon waar hierdie goed gevind word? Maar dit is nie onmoontlik. Hoor baie mooi. Dit is nie onmoontlik dat een van hierdie goed ewen by myself gevind word. Dit is nie onmoontlik
dat het in die huis van die Here gevind het. Want die goddeloosheid daar buitekant het al so lelik in ons lewens in versprei. Want ons daaglikse lewens is in 'n survival mode toegekom. Ons moet eet, ons moet bly, ons moet, maar ek wil vir u sê vanmôre, daar gaan 'n dag kom, en dit is wat my boodskap is vanmôre, dat die duiwel gaan uit om my en u te verlei vanmôre. Daar gaan 'n dag kom, wat ons gelees het, dat daar 'n wegraping gaan wees, en ek wil vir u waarsku vanmôre, dat daai tyd, wanneer ons dit gaan mis, gaan daar 'n dag wees, waar die duiwel en sy trawante op hierdie aarde neergewerp word, en kan u vir 'n oomblik u self indink, wat het hy reg gekry? As ek en u die wegraping moet mis. Het u al gedink, wat gaan op hierdie aarde gebeur, as Lucifer homself, met sy engele, op hierdie aarde uitgestort is, en hy vervolg die kinders van die Here. Ek wil dit net vinnig lees. Die woord van die Here beskryf dit baie mooi, hoe hy die bruid gaan vervolg, en die Here gaan met hulle wees, hy gaan vir hulle vlerkie gee, met ander woorde, hy gaan hulle beskerm, hy gaan hulle uit die situasie uitred, en daarom verheug die hemel, die wat daarin woon, weet die bewoners van hierdie aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met 'n groot woede, omdat hy weet, dat hy min tyd het. Ek wil vir u sê, dit gaan 'n tyd wees, wat Paulus, of wat die woord van die Here sê, dit gaan 'n dag wees, wanneer ons gaan wens, dat ons nie eens gebore is. Daar gaan 'n vervolging op hierdie aarde wees, wat die mense, die woord van die Here sê, die getuienis van die lam, die bloed van die lam, gaan hulle lewe moet gee. En my waarskuwing aan u vanmôre is, ons het 'n kans om deelagtig te wees van hierdie wegraping, want te min word daar van die duiwel, en te min word daar van die wegraping en Jesus se koms in die kerke vandag gepreek, en daarom sien ons vandag in mense se lewens, daar is nie eens 'n bietjie van 'n godsvreesenheid nie. Hoor baie mooi, ek noem nie die Woensdag nie, verlede Woensdag, noem ek, en hierdie is by myself, as jy by Ellenboom eendag sal sien, kan jy sien, ek is 'n groot leier van geld. Dan raak my knieë seer, ek sukkel om stil te raak, ek sukkel om te buig, ek sukkel om te knie, ek sukkel om so te bid, en broer, hy wil vir jou sê, dat vinnig, en daar's niks fout daarmee nie. Hoor baie mooi wat ek vir u sê vanmôre, al wat ek sê, druk hand in eie boesem, ek vertel u wat God my gewys het. Dan kry ek myself, en hierdie het ek 'n begeerte om tot God te roep, dan loop ek maar so mink en bid. Maar ek wil vir u sê, dan het dit so gou lei en langs geraak, dan kry ek myself in die bed op my ruggraat, en wil ek tot die Here roep. Tot die Here met my gepraat het in die gedeelte van Moses, toe Moses op sy aangesig geval het, toe hy die brandende bos gesien het, wat hy nie eens verstaan het wat dit is nie. Maar hy het geweet, hier is iets bo-natuurlik, en ek herinner myself, of die Gees van God herinner my, die dag tot my tot bekering gekom het in hierdie saal, het ek niks verstaan van kerk, van die Here, maar toe daar iets gebeur, toe sê ek, God is hier. Baie vinnig het ek my gehekelde kombersie gaan uithaal om Johan. Nou het ek in die begin my beginne forceer om weer te begin kniel met my aangesig na God toe, maar ek het die godsvreesenheid weer teruggebring in my lewe in. Ek het die godsvreesenheid weer teruggebring by die werk. Ek het die godsvreesenheid weer teruggebring daar waar ek 'n gesprek het met iemand. Ek het die godsvreesenheid weer teruggebring in my huis, waar die orde van God weer reg moes kom in my huis. Want so vinnig het die duiwel dit reg gekry om my te verlei. En so vinnig kry die duiwel dit reg om die kinders van die Here te verlei. Want ek wil vir u weer waarsku vanmôre, daar kom 'n dag wanneer hy nie alleen wil wees nie. En hy wil al die mense dit reg kry om hulle saam met hulle te vat. En ons hoor wat die woord van die Here ons waarsku teen die mense daar buite. Maar ek wil vir u sê, die kerk self vandag dra die godsaligheid, maar daar's nie meer krag in die kerke vandag nie. Selfs die kinders van die Here lyk soos die wêreld vandag.
So ek vra u baie mooi, druk hand in eie boesem vanmôre, want dit gaan nie oor my wat op die vingers moet gaan slaan nie. My begeerte is dat ons moet hemel maak. My boodskap, my evangelie vanmôre is, ons 'n hemel wat vir ons voorberei is vir my en vir u. Ons name is daarop geskryf, maar dit kan gebeur dat die vyand dit regkry, dat jou naam uitgevee word. Die waarheid is vanmôre, broers en susters, ons min tyd oor. En ek wil vir julle sê, as daar 'n geslag is wat tussen ons midde sit, waar dit kan sien, prys die Here, maar as daar nog geslagte in ons midde is wat dit nie gaan raak sien nie, wil ek vir julle sê, daar is iets soos 'n dood wat ons kan wegneem van hierdie aarde. Die woord van die Here sê, hy wat ontslaap het. En ek wil vir u sê, selfs die dood kan ons nie van die liefde afskei nie, maar die vyand probeer dit regkry, dat daai liefde tussen jou en jou verhouding tussen die Here gebreek word, soos wanneer die dag kom, wanneer die hemel oopskeer, en hy kom op die wolke, en hy voer sy kinders weg, en al die grafte gaan oop. Wil ek vir u sê, wil die vyand hê, u moet daar wees. Ek weet nie hoe genoeg kan ek dit vanoggend vir ons sê, dat daar 'n waarskuwing is, en hierdie laaste tyd wat ek in u lewe, gaan dit baie erger word, soos wat ons mislei en verlei gaan word. Kom Jesus met 'n goeie boodskap. Prys die Here. Sê hy, die draak gaan oorwin word. Hy gaan oorwin word, en hy gaan hier geen mag of geen krag hê om eers ons aan te kla nie. Ekskuus, ek wil net gou my Bybel oopmaak, ek het my marker verloor. Ekskuus, ja. Kom die Here, dan sê hy, dat daar die dood, wat hy moes ingegaan het die vyand gedink hy oorwin. Maar 3 dae daarna staan Jesus Christus op, en hy die woord van die Here beskryf, dat hy het die sleutels van die doderyk gekry. Met ander woorde, daar's nie eers meer die mag van die dood, wat Jesus kan keer nie. Hy het vir my en vir u die oorwinning alreeds gehaal deur die bloed en sy liggaam wat vir my en u gebreek is. En ek wil vir u sê, en al ons swakhede wat ek in u staan, al sien ons iets vanmôre raak, wat die vyand dit reg gekry het, om net ons aangesig so bietjie van die Here af weg te draai, kom die Here en hy sê, hy het vir ons die oorwinning alreeds behaal. Deur die kruis wat hy vir hier op gesterf het, en die opstanding daarvan, dan weet ons vanmôre, dat hy wat aan die Here vashou in volharding, hy wat aan die Here vashou in die geloof, hy wat aan die Here glo en vertrou, deur die tye en van verdrukking. Ek wil u vanmôre sê, ons almal kry verdrukking, maar maak seker dat daar 'n verdrukking in jou lewe is, waar die evangelie daarbey betrokke is. Want as die evangelie nie betrokke is by jou verdrukking nie, dan is dit ook nutteloos, hoor. Want dan die duiwel dit by jou beroof. Want ons word verdruk deur die evangelie wat daar buite moet versprei word. Deur die bloed van Jesus wat gevloei het. Daar's 'n roeping op my en u se lewe. Nie ons almal kan pastore dalk wees of ons almal kan dit wees nie, maar die Here sê daar's 'n oorwinning vir elke en ieder van ons, en daar's 'n oorwinning in dit vir ons gegee, sodat ons kan verkondig die roeping wat ons gegee het, dat dit vir elke stam, volk, taal en nasie is. En ek het hierdie self gemaak. Is nou nie die mooiste nie,
Maar ek wil vir u vanmorgen iets demonstreer. Toe Jesus sy laaste Pasga gedeelte ete gehad het, toe hy op tafel gesit, en die woord van die Here sê, terwyl hulle geëet het, hoor baie mooi, terwyl hulle geëet het, en ek dink aan myself hierdie prentjie, en hy vat die brood en hy breek hom, en nadat hy vir 'n stuk afgebreek het, stuur hy hierdie gedeelte linksom, en hy stuur hierdie gedeelte regsom. En hy en sy disippels sit en eet 'n maaltyd. Maar daar's 'n boodskap wat hy wil bring. 'n Boodskap wat in hulle harte gekoester sal wees, wat sal veroorsaak dat hulle nie die probleem sal hê, dat hulle self sal sterf vir Jesus. Want hy sê, terwyl hulle sit en eet, sê hy, maar daar's iemand nie wat my gaan verraai. En onder mekaar begin die disippels, begin 'n vra, maar Here, is dit dalk reg? En ons sit om hierdie tafel vanmôre met hierdie boodskap, dat die vyand gaan uit om my en u te verlei, sodat ek en u die wegraping moet mis, sodat hy ons kan vervolg. En ek wil vir u sê, ons sit om hierdie tafel vanmôre, en ons sit hierdie broodjie en deel onder mekaar, dan kom die Here vanmôre terwyl sy genade in ons midde is, en hy sê, is daar nie dalk iemand wat my dalk verraai vanmôre? En elke ene vra, is dit nie dalk ek nie, en hy sê, toe hy sy hand, en ek dink dit was olie gewees, wat hulle die brood in gedip het. En hy sê, hy toe sy hand saam met sy broer Judas in die skottel druk, toe sê hy, is jy. En daarna, toe kom Jesus, waar hy hele gedeelte is. Toe sê hy, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, neem Jesus die brood, en hy breek het. En onthou ons het 'n maaltyd saam met Jesus. Hy vat hierdie brood en hy breek het. En nadat hy gedank, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker, Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle. En sê, drink almal daarvan, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van julle sondes. Maar ek wil een vers verder lees vanmôre sê. Hy sê, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug en van hierdie wynstok drink, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink, in die koninkryk van my Vader. Jesus wag vir my en u, in die huis van die Vader, weer vir hierdie geleentheid. Maar wanneer daai geleentheid plaasvind, dan is die hand nie saam met Jesus in die skottel gesit, om uitgeken geword as 'n verraaier. Hy, wat daai dag saam met Jesus om die tafel gaan sit, is die een wat deel gaan wees van daai wegraping. Hy is die een wat deel gaan wees wat die vyand nie reg gekry het om te verlei om Jesus te verloon. So ek wil vra, nadat Heinrich hierdie tafel vir ons geseën het, dat jy as huisgesin sal kom en wanneer jy 'n stukkie brood gaan neem en jou glasie van tot herdenking tot die vergifnis van jou sondes, wil jy nie net 'n oomblik die gedagte sien
dat jy dit saam met Jesus se hand kom in die skottel sit. Met die gedagte, as Jesus na jou kyk vanmôre, wat sê hy vir jou? Sjoe. Hartseer sal dit wees, as ek uitgeken moet word as 'n verraaier vanmôre. Maar die bloed van Jesus, wil ek hier bemoedig vanmôre, gee ons die geleentheid. Gee ons die geleentheid om te besef, silwer en goud, soos wat Judas het verruil het, is ons nie meer gekoop, hoor. Die bloed van die lam is ons duur gekoop met 'n prys wat ek en u nooit sal terug kan betaal nie. En wanneer jy hand hier daaraan sit, wees maar eerder 'n erkenklike hart vanmôre en sê, Here, ek het foute. Maar ek weet vanmôre, deur die bloed van die lam is die kans vir my gegee tot vergifnis. Maar ek wil u vra, wanneer jy jou hand daar uithaal en jy gaan in die wêreld in, moenie soos die wêreld lyk vanmôre nie. Maak dit jou hartsbegeerte om na iets te strewe, om te weet, hy het jou duur gekoop. En in 'n oomblik kan jy dit verloor. Jy kan die prys verloor wat vir jou betaal is. Dan gaan my vrou vra om vorentoe te kom. Sy gaan ons lei musieke sodat die pastoor gesin, kom ek nou nie op die woord, saam met ons die nagmaal wat hy sê. So kom ons staan, ek wil die vra tot ere van God vanmôre, tot ere van die bloed van die lam vanmôre, wil ek die vra, kom ons staan as God se vreesenis vanmôre. En ek kan verstaan as jy nie kan staan. Ek kan dit verstaan. Maar tot God se vreesenheid vanmôre, kom ons staan op ons voete en vra vir broer om die seën op die tafel af te bring.